uitgedink nie. Die laaste week is daar 'n gedagte wat in my hart lewe rondom die boodskap wat ek vandag wil bring. En toe kry ek die woord, en dit is toe nou nie in die boek van Hebreërs waar ons mee besig is nie. En dink ek, right, dis lang naweek, so kom ons vat 'n breek van Hebreërs en kom ek deel met julle vandag wat ek op my hart het. En soos wat ek deur hierdie woord gaan, en dit is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, kom ek agter, dis 'n mooi woord, maar dit is ook 'n harde woord. En ons het laasweek gepraat oor die woord van God is skerp. Hy het 2 snykante. Die een kant is daar om vir jou te sê, hoorie, jy is besig met iets wat jy nie meer besig is nie, en die ander kant is daar om te sê, maar daar is genade. So hierdie het 2 snykante. So ek wil vandag hierdie boodskap vasmaak by julle. Jesus bou sy kerk. En daar was 'n oomblik gewees, 'n moment in die geskiedenis en 'n oomblik in die Bybel waar die kerk gebore is. En dit is seker vir my een van die mooiste stukke in die Bybel, maar dit is ook een van die gedeeltes in die Bybel wat so misgeïnterpreteer word, wat al die autoriteit baie keer wegvat van hierdie waarheid. Jesus bou sy kerk. So ek nooi julle uit om saam met my te lees Matteus 16 vanaf vers 13 tot 19. So ek gaan dit vir julle lees en laat toe dat die Heilige Gees met julle praat as julle hierdie hoor, en dan gaan ons dit net bietjie uitmekaar uithaal en net kyk hoe spesiaal is hierdie paar verse en die omstandighede rondom dit werklik. Ons begin in vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En hy gaan aan my en hy sê, ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En dan sluit hy hierdie gedeelte af en hy sê, en ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op aarde mag bind, sal in die hemel gebind wees, en wat jy ook al in die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbloot wees. So as ons kyk na hierdie stuk, lees ons en ons hoor baie dinge. Ons hoor 'n paar goeders, en dit is vir my, as ek net na hierdie paar verse kyk, een van die mees teologiese gelaaide stukke in die evangelie of in die Bybel. En hierdie gesprek wat Jesus gehad het met sy disippels en spesifiek met Petrus hierso, was nie net sommer 'n random gesprek nie. Hulle het nie net langs die pad geloop en toe Jesus besluit, hoorie, ek gaan nou met hulle hierdie ding praat nie. Daar is 'n spesifieke doel agter alles wat Jesus gesê het, en die plek waar hulle was so profound gewees dat hy hier met hulle hierdie gesprek gehad het. Dit was 'n oomblik wat geskiedenis herskryf was, en in my opinie was hierdie die geboorte van die kerk gewees, hierdie oomblik, as gevolg van wat daar gebeur het. En ongelukkig baie keer kom mense en hulle maak dit af. So ek gaan dit bietjie vir julle oopbreek, dat julle kan sien wat is die diepte van hierdie gedeelte. Die eerste punt wat ek wil maak is die omgewing, die plek waar Jesus gekies het om hierdie gesprek met sy disippels te hê, Caesarea Philippi. Nou ek het 'n prentjie daar vir julle, om vir julle te gewys het hoe dit veronderstel was en hoe dit gelyk het. Hy stap
in 'n plek waar daar verskriklik baie tempels van allerhande afgode was. So hy stap saam met sy disippels tussen afgode aanbidding van, ek wil sê die hoofstad van afgodery. Daar was 'n gat gewees in die berg, as julle na die volgende punt toe kan gaan, daar was 'n gat gewees in die berg, daar was nou obviously 'n tempel gewees voor daardie gat, en daai plek was genoem the gates of Hades. So toe hy sê, die poorte van die doderyk sal nie dit oorweldig nie, het hy na 'n spesifieke plek verwys, en hy het vir hulle gesê, hierdie plek dra verskriklik baie autoriteit in al die ander kulture en in al die ander godsdienste. Hierdie plek word gesien, die poorte van die doderyk, want daar was 'n gat met water in, en hulle kon nie gemeet het hoe diep hy was nie, en hulle het geglo, daai gat gaan vir ewig in, en al die dooie mense se siele gaan seker daarna toe, maar dit was 'n plek van afgodery. Hulle sê die god Pan, jy weet die enetjie met die bokpote, met die horingkies en die fluit, dit was 'n tempel vir hom gewees. So Jesus staan hierso, en hy praat met sy disippels, en die kerk word gebore, ons kerk word gebore op 'n plek van afgodery. Hoekom? Jesus kom in daai oomblik, en hy sê, daar's 'n verskil tussen die koninkryk van die donker, wat al hierdie dooie gode aanbid, en my koninkryk. En hier gaan ons hierdie gesprek begin. So daar's 'n groot verskil. So kom ons kyk. Die eerste verskil is die belydenis van wie Jesus was. Petrus kom en hy sê, toe Jesus sê, wie sê julle is ek? Want die mense dink ek is dalk een of ander dooie profeet wat gelewe is, ek is hierdie, want hulle het gesien Jesus doen dinge. En Petrus kom en hy maak die stelling, die belydenis, maar u is die Christus, die seun van die lewende God. En op daai oomblik bely Petrus die hele fondasie van wie en wat ons kerk is. Ek gaan dit weer vir julle lees. Petrus sê dit, en toe Petrus het gesê, antwoord Jesus en sê, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek wil die stelling maak vandag, ons kerk word gebou op die openbaring van Jesus, nie op mense se opinies nie. En hier is die eerste harde woord wat ek vandag vir julle wil sê is, ons is so geneig om na die opinies van mense te luister en dit te probeer terugvat na die kerk toe, en ons is nie geneig om te sê, ons fokus net op die openbaring van wie Jesus Christus is nie, en wat hy kom doen het nie. Maar Jesus sê vir Petrus, salig is jy, want jy die regte openbaring gekry, en dit kom van my Vader in die hemel af, nie van mense nie. So ek sê vandag, die kerk word gebou op openbaring, nie op die opinies van mense nie. Nie op die opinies van een of ander groot ou, een of ander teoloog wat nou 'n nuwe openbaring gekry het nie. Daar gaan nou in die ronde, een van die groot manne het 'n herontdekking gemaak dat Noag se ark nie regtig gebeur het nie. Die kerk word nie gebou op sy openbaring nie, of op sy opinie nie, maar die kerk word gebou op die woord en die openbaring van Jesus Christus alleen. Die tweede ding wat ons hoor in hierdie stuk, is 'n stelling wat Jesus maak, op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Nou vra ons vir mekaar, wat beteken dit? Want daar is so baie opinies. Het Jesus nou vir Petrus gesê, Petrus, op jou gaan ek die kerk bou? Nee. Maar dis wat baie mense glo. Petrus is die hoof van die kerk, die Katolieke kerk sê dit. Petrus is die rots waarop die kerk gebou is. Daar's mense wat sê, Petrus se belydenis is die rots, en dan is daar my opinie. En dit wat ek glo die Bybel sê is, Jesus self is die rots. So Jesus sê,
ek gaan my kerk op hierdie rots bou. Nou kom ek bring gou vir julle net konteks rondom hierdie, hoekom ek sê, op wie se rots bou ons. Die woord Petrus, sê die mense beteken rots. Die Griekse woord daarvoor is Petros, en dit beteken eintlik net 'n klein klip. So as Jesus sê, op hierdie rots gaan ek my kerk bou, kan hy nie sê, Petrus, klein klip, ek gaan my kerk op jou bou nie. Jesus het nie gesê, ek gaan my kerk op mense bou nie, ek gaan my kerk op 'n rots bou. 'n Rots, Petra, beteken 'n groot, sterk fundament, sterk. So die kerk word nie gebou op 'n persoon, of op 'n persoonlikheid. Kerk word nie gebou op my nie, of op enige iemand wat hier is nie. Hy word nie gebou op een of ander groot ou wat stadions vol mense trek en wonderwerke doen nie. Dis die kerk nie. Hy word nie gebou op een of ander vrou wat by 'n vrouekonferensie gaan praat nie. Nee, die kerk word gebou op 'n rots. Die openbaring van wie Christus is. En dit is waarop ons moet fokus, en waarop ons alleenlik moet fokus. Wie is Christus? Wie is hy vir ons? Wie is hy vir die kerk? En wie is hy vir die wêreld? Nie die opinie van ander nie. En dan maak Christus die stelling, ek sal my kerk bou. Nou, ek hou van die feit dat Jesus daardie stelling maak van, ek gaan my kerk bou op 'n rots, die openbaring van wie ek is. Ek gaan nie my kerk bou op mense nie, en mense opinies nie. En dan maak hy die stelling, ek sal my kerk bou. Wat beteken, hy is aktief besig hier tussen ons, om te bou en nie te breek nie. Hy is aktief besig daar buitekant, om fondasies te lê, om sy kerk te bou, en hierop moet julle amen sê, want die wêreld het 'n herlewing nodig, en die wêreld sal herlewing beleef, wanneer ons weer die openbaring van Christus, Jesus, beleef, en nie fokus op die openbaring van mense nie. Hierdie oomblik, wat Jesus gesê het, ek sal my kerk bou, is die eerste keer wat ons in die Bybel die woord kerk hoor. Die woord kerk word baie gebruik daarna, maar ons hoor die eerste keer kerk, Ecclesia, wat beteken 'n uitgeroepe vergadering. 'n Groep mense, which is set apart. Die gemeenskap van die heiliges. Hy sê, ek gaan 'n uitgeroepe groep mense een kant toe trek en ek gaan bou. En soos wat die mense die openbaring kry van wie ek is, gaan daai groep mense groter en groter word, maar ek bou my kerk. En dan, die mooi ding is, ons is geroep om saam met hom hierdie werk te doen. Maar eerste, Jesus doen die werk. Hy bou, en hy sê, ons het die voorreg om saam met hom die kerk te bou. Ek praat in die week met 'n ou, en hy sê vir my, hy's 'n pastoor, hy's so 10 jaar ouer as ek, en hy sê vir my, Philip, my hele lewe lank, in die bediening, kan ek vir jou een ding sê, is ek het die voorreg om saam met Jesus te werk. Ek het die voorreg om te bedien in die kerk. Ek het nie die reg nie. Ek het die voorreg. En hier is die ding, ons het dit baie maklik, ons as die kerk van Jesus Christus, want hy doen die werk, en hy trek ons in en sê, doen saam met ons die werk. Dan gaan hy aan en hy sê, die poorte van die doderyk sal nie die kerk oorweldig nie. Die kerk, gaan na die volgende slide toe, en ek wil hê julle moet hierdie lees saam met my. Die kerk is nie veronderstel om net te oorleef nie. Maar wat sê ons die hele tyd vir mense en vir mekaar? Want ons sien iets anderste as hierdie stelling. Die kerk is besig om te sukkel. Dit is nie meer soos 20 jaar terug waar die kerke vol is nie, maar die kerk is nie veronderstel om leeg te sit en te sukkel nie, want dit is die droom in die hart van Jesus Christus, ons koning. Ons moet besig wees om terrein te wen vir die koninkryk. Maar wat het ons geword?
Ons het 'n groep mense geword, ek sê ons, het 'n groep mense geword wat terugsit en sê, dit gaan nie goed nie, en ons hoor dit, en ons sien dit, ons sien hoe wip iemand hulle, en dan skeer hulle kerk, ons sien hoe die kerk kleiner word, want mense raak al hoe lui, dis lang naweek, so ons kan maar hierdie naweek kerk skiep, maar volgende naweek is dit ook lang naweek, so kom ons skiep dan ook kerk. Ons maak nie meer die hart van Christus, Jesus die prioriteit nie, ons gaan nie meer uit, en sê vir die wêreld wie Jesus Christus is, en sy autoriteit is nie, maar Jesus sê, die poorte van die doderyk sal nie die kerk kan oorwin nie. Die poorte van die doderyk sal nie my droom, my hart en dit wat ek kon doen vernietig nie. So ons is deel van 'n wenspan. En niks wat ons doen kan eintlik op die einde van die dag 'n plek wees waar ons verloor nie, want Jesus Christus het klaar oorwin. Maar ons het begin terugsit en sê, ek sal maar in die opinie van mens harder skreeu as die opinie en openbaring van Christus. Ja, die staat kom nou in die skole en hulle sê, die Bybel mag nie meer in die skole wees nie, so ek sal terugsit. Die regering sê, ons kan nie meer 'n Christen nasie wees nie, so ek sal nog maar terugsit. Ons sit die hele tyd terug, en ons gee die hele tyd vir die vyand net bietjie plek, terwyl Jesus sê, die poorte van die doderyk sal nie die kerk kan wen nie. So kom ons begin in daardie autoriteit te staan, en dan sluit Jesus af, en hy sê vir Petrus, die sleutels van die koninkryk gee ek vir jou, en wat jy ook al bind, sal gebind wees, en wat jy ook al oopmaak, sal oopgemaak wees, en hier gee Jesus die geestelike gesag vir die kerk. Dis God se wil, dat ons as kerk die geestelike gesag dra, van wie Jesus Christus is, en wat hy kom doen het. Hy sê, wat jy ook al oopmaak, sal oopgemaak wees. Gesag om oop te maak, en hy gee vir ons geestelike autoriteit. Besef julle, wat is daardie stelling, wat ek nou net gemaak het? Besef jy dit? Hy gee vir ons geestelike autoriteit. My vraag vir ons vandag is, hoekom gebruik ons dit nie? Hoekom sit ons terug en laat toe dat die vyand grond wen terwyl ons klaar gewen het? Ons moet net in daai spasie in beweeg. So hier's 'n harde woord wat ek vandag vir julle wil sê. En asseblief, ek sê dit in die kerk, en as ek dit sê, sê dit vir my, dit is tyd dat ons moet wakker word. Rarig. Die eerste minister van Engeland, of die United Kingdom, ek weet nie wat noem mens hulle eintlik nie, het die stelling gemaak, die moderne gesig van Engeland is 'n moslim staat. Dis tyd dat ons wakker moet word en weer op die openbaring staan van wie Christus Jesus is. Ons moet ophou lui wees. Ons moet ophou laks wees. Ons moet ophou verskonings uitdink en begin sê, ons val die grond terug. Jesus het dit vir ons gegee. Hy het tussen 'n klomp afgode en tempels gestaan en gesê, ek is groter as hierdie mense, en die openbaring wat julle nou net vir my gehad het, is groter as al die, en op daai openbaring gaan ek my kerk bou, en daarom gee ek vir julle daai mag en autoriteit om te verander. So ek roep ons gemeente tot verandering. Ek roep ons gemeente na 'n gemeente wat nie verskonings het, maar na 'n gemeente van aksie toe nie. Kom ons begin deur om elke oggend net lewe te praat oor ons dorp. Kom ons begin om waar ook al ons gaan, goeie ambassadeurs van Christus te wees. Hy het ons die voorreg gegee om dit saam met ons te doen. Kom ons begin deur om die eklesia, die uitgeroepe van Christus te wees. Jy weet wat moet verander in jou lewe ten opsigte van die woord wat ek nou net gepreek het.
Ek voel regtig, ek het 'n paar weke terug, het ek een Sondagoggend gesê, ek beleef daar's 'n seisoen van verandering wat voor lê. En hierdie woord het nou gekom hierdie week en ek glo, ons moet erns maak van dit wat die Here vir ons sê. Want hierdie boodskap kom uit sy woord uit, dit kom nie net uit my hart uit, ek preek nie uit my hart uit, ek preek uit die woord uit. So my gebed is vandag, Here, dat U elke persoon wat hier so sit sal challenge. Want die feit dat jy hier is, beteken jy's ingekoop. Die feit dat jy hier is, beteken jy's reg om 'n verskil te maak. Here, ek vra dat U net die vuur in ons harte sal weer aansteek. Die vlammetjie wat brand, 'n veldbrand sal maak. Die kampvuur wat brand, groter sal maak. Maar Here, dat ons die passie sal hê vir U werk. En Here, dat ons die passie sal hê vir U kerk wat U besig is om te bou. En dat ons sal kan besef, ons het 'n groot voorreg om hierdie saam met U te kan doen. En Here, dit wat U mee besig is, en wat U ons intrek, en wat ons saam met U mee besig is nie sommer net iets nie. Dit het ewigheidswaarde. Dit kan mense vir 'n ewigheid saam met U kry. Of dit kan mense laat verlore gaan, 'n ewigheid sonder U. Ek sal eerder wil hê ons moet besig wees om mense by U te kry. Om dood te spreek oor die uitspraak wat die eerste minister van Engeland gemaak het. Engeland is nie 'n moslim land nie, die wêreld en alles behoort aan U. God, U is koning, U het klaar oorwin. Engeland moet net in lyn kom met die waarheid van die woord. Suid-Afrika en ons dorp moet net in lyn kom met die woord. Iemand sê vir my laasweek, Graaf-Reinet is 'n siek dorp. Nie siek in die maar dis siek. Here, mag ons 'n rol speel om hierdie dorp te genees. Want net U kan genesing bring. Ek bid dit alles in U naam, Jesus Christus. Amen.